Andermaal, goeiedag en welkom by hierdie tweede sessie tussen ons twee oor lent. Vandag praat ons met mekaar oor leef ook vanuit 'n diepe bewussyn van God. Nou ek is vreeslik opgewonde oor hierdie sessie, maar kom ons lees eers 'n teksvers. Die Here is getrou, hy sal julle versterk en julle van die bose bewaar. Deur die Here het ons vertroue in julle dat julle doen en sal doen wat ons julle voorhou. Mag die Here julle gedagtes so rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Paulus skryf dit in 2 Tessalonisense. Terug na my opgewonde sessie. Hoe op hoogte is jy met die wêreld se sportnuus? Nee, ek vra nie vir watter rugbyspan jy skree nie. Ek vra of jy weet watter sportsoort die grootste aanhang in die wêreld geniet. Nou ja, dan stem jy sekerlik saam met die feit dat sokker die sport is wat die meeste aandag op die wêreldtoneel kry. Soek jy bewyse? Ja. Hier kom dit. As toeskouersport word die aantal ondersteuners bereken op 3,5 biljoen mense. In Europa, Asië, Afrika en Amerika is hierdie sport deel van die asemhaalroetine van die bevolkings. Aktiewe deelnemers aan die sport word bereken op 265 miljoen. En daar is ongeveer 5 miljoen skeieregters. As jy dink ek suig hierdie feit uit my duim, nooi ek jou om op die webblad van FIFA, die internasionale liggaam van die sokkersport, te gaan rondsniffel. Dit laat my voel, daar moet tussen hierdie menigte sekerlik ook Christene wees, of hoe? Groot was my verbasing toe ek ontdek dat een van die mees suksesvolle sokkerklubs bestuur word deur 'n toegewyde Christen. Dit terwyl ons vandag gedagtes wissel oor lewe vanuit 'n dieper bewussyn van God. Het ek jou aandag? Stap saam. Eers 'n bietjie meer nuus oor watter klub ons hiervan praat. Liverpool, het jy geraai? Dis 'n sokkerklub gebaseer in Liverpool, Engeland, is reeds in 1892 gestig. Dis een van die mees waardevolle en bes ondersteunde sokkerklubs in die wêreld. Die rooi kleure van hierdie klub het hulle die eervolle naam besorg, The Reds. Hulle is gelei deur talle bestuurders oor die jare heen. Die huidige bestuurder is Jürgen Klopp, 'n Duitser, wat jonk begin het as 'n sokkerspeler en sy pad oopgewerk het na die van bestuurder. Eers vanaf Duitse klubs en sedert 2015 is hy die bestuurder van Liverpool. Hy het die klub deur verskeie suksesvolle prestasies begelei en word tans as een van die beste klubbestuurders in die wêreld gereken. Hy het onlangs in die media aangedui dat hy by die einde van die huidige seisoen die tuig gaan neerlê. Wat egter buitengewoon is aan Jürgen Klopp, is dat hy 'n belydende, sprankelende Christen is. Daar word na 5 openbare geleenthede verwys waarin hy onomwonde sy Christenskap bely het. Dink saam oor hoe kreatief hy dit ingekleed. Die eerste keer was in 2004 in 'n onderhoud met Kikker Magazine het hy vertel dat die belangrikste persoon in die geskiedenis Jesus Christus is. Die rede daarvoor was die fokus in Christus se lewe om die sonde van die wêreld aan die kruis te dra. Dit het die wonder bewerk dat ons nie vir ons eie sondes hoef te betaal nie. Merkwaardig, of hoe? Maar daar is meer. Die tweede geleentheid was tydens 'n onderhoud met die BBC 2016, waar hy ook verwys het na sy Christenskap as die belangrikste koersaanduider vir sy lewe, sy kompas. Waagmoed, of hoe? Derdens het hy tydens 'n onderhoud met 'n Duitse aanlyn verslaggewer gepraat oor die feit dat mens nie kan stil bly as jy 'n Christen is nie. Hy deel graag sy geloof, nie omdat hy homself as 'n sendeling beskou nie, maar omdat hy homself nie kan indink aan 'n lewe sonder God nie. Dit by die hoogste sekuriteit waaroor jy kan beskik. Sy vierde belydenis as Christen is vir my, wat my dat lekker kry tot in my diepste menswees. Sy span het by geleentheid verloor in Duitsland teen 'n ander Duitse span, tot almal se verbasing. En die verslaggewer wil toe op 'n tipiese windmakerige wyse, soos verslaggewers maar die aandag soek, van Jürgen weet of die sokkergod sy rug op hulle gedraai het. Spitsvondig antwoord Jürgen, daar is geen sokkergod nie, slegs die ware God, en hy het die mensdom lief ten spyte van al hulle snaaksighede, en daarom dink hy God hou ook van sokker, maar elke span moet self sy eie doele aanteken. Lekker, nee. Die laaste geleentheid was in 'n artikel geskryf vir sokkerspelers, waarin hy vertel hoeveel spelers sy pad kruis wat die ontdekking gedoen het
dat daar meer in die lewe moet wees as gevegte om kampioenskapbekers of die sokker waardeur die drif van verloor te trek, om weer op koers te kom. Hy kan sien hoe spelers in die regte verhouding met God nuwe perspektiewe ontdek wat hulle lewens verryk. Jurgen Klopp bevestig vir ons dat daar nie geheime diens gelowiges kan wees nie. As intens openbare figuur navigeer hy versigtig tussen die kraanse van getuig, oortuig en intimideer. Sy bewussyn van God is so fyn gekalibreer. Hou jy van hierdie woord? Dis gekalibreer, dat hy weet watter woorde om in die openbaar te gebruik, sodat God se naam eer ontvang en watter woorde mag dalk verder skade aan die beeld van God doen. Veral in die gesekulariseerde omgewing waar die verheerliking van mense, sportsterre, eintlik die kalklig kry. Dis my gebed dat ek deur die Gees van God hierdie super onderskeiding aan die dag mag lê. Leef uit die diepe bewussyn van God, sodat sy liefde, onderneming en roeping harte mag bereik. Ek is oortuig daarvan dat jy dit kan en wil doen. Daarvoor het ons mos die Heilige Gees ontvang, Pinksterdag, toe die kerk oor die wêreld gestig is. En hierdie kerk is steeds vandag 'n faktor. God se kerk maak 'n verskil. En jy maak daardie verskil, deur net jou rol as Christen uit te leef. Kom ons sê vir die Here daarvoor dankie en ons bevestig dat ons net in sy bewussyn wil lewe. Ewige, almagtige God en Vader, wat 'n voorreg om iemand soos Jurgen Klopp te kan gedenk vandag, nie te verheerlik nie, net te gedenk hoe hy ons oproep om ook ons geloofsgetuienis van 'n lewe toegewy aan U in U bewussyn te leef. Ons bid Here dat U in ons land ons mense bewus sal maak dat U hulle daar ontmoet, sodat hulle getuies kan wees van die koninkryk van die Here die Almagtige. In sy naam, amen.